Vriende, ons begin vandag met 'n nuwe reeks en ons gaan inzoom op verhoudinge. Ons gebruik dieselfde tema vir die hele kwartaal, wanneer liefde werk, maar in die paar weke, 4 weke gaan ons inzoom op verhoudinge. En ek wil sommer met die deur in die huis val en vir jou 'n vraag vra. Wat is jy besig om te oefen in jou verhoudinge? Ek luister in die week na 'n videoklip wat een van my predikante vriende vir my aangestuur het. Ek kan nie lekker agterkom of dit 'n Indeer man is, van waar hy oorspronklik kom nie, maar hy praat met so 'n lekker aksent. Ongelukkig is die videokwaliteit nog nie lekker nie, so nou kan ek nie vir jou die video speel nie. Maar in die praatjie wat hy gee, met hierdie lekker aksent, en nou wens ek kon aksente namaak, want dan sou dit nou nog lekkerder gewees. Maar nou kan ek dit ook nie doen nie. So jy moet nou maar net luister na my aksent en verbeel jou jy hoor 'n Indeer stem. OK. So in die praatjie vra hy die vraag: wat is jy besig om te oefen? Want dit wat jy oefen is waaraan jy gaan goed raak. As jy oefen om krities te wees, my maat, jy gaan 'n meester raak. Nee. Korintiërs sê ons liefde hou nie boek van die kwaad nie. Jy gaan, want jy het dit geoefen. Jy gaan 'n meester raak. Die mense om jou gaan dink, man, ons is eintlik 'n okay familie. Dis 'n baie lekker gemeente, maar jy, want jy het geoefen om krities te wees. Jy het dit so goed ingeoefen, jy gaan al die foute kan uitwys. Want dit wat jy oefen, dit raak jy goed in. As jy oefen om ongeduldig te wees, jy gaan goed raak. Jy gaan genuine goed raak in dit. Ek wil jy gaan voor in die ry staan en jy gaan ongeduldig wees. Jy gaan iets sê en nog voor jy klaar gepraat het, gaan jy ongeduldig wees. Daai ou luister nog na jou, nou is jy al ongeduldig want hy vat te lank met sy antwoord. Want jy het dit ingeoefen. Dit wat jy inoefen, dit wat ek inoefen, dit raak ek goed in. As jy inoefen om negatief te wees, jy gaan goed raak. Jy gaan op Mauritius se strand lê met die beste weer en jy gaan kan sê hoekom daar nou groot fout is met die situasie. Want jy het dit geoefen. En dis nogal 'n groot punt wat die ou toe nou maak in die videoetjie. Dit waarin ons oefen, dit raak ons goed in. Hoekom dan nie oefen in dinge wat juis jou verhoudinge kan help nie? En dis waaroor ons in die reeks gaan gesels. 'n Paar dinge wat ek en jy kan inoefen, wat ons help. En as ons praat oor inoefen, dis waaroor die hele tema die jaar gaan. Dan as ons praat van God se liefde waarin ons nou inoefen, dan is dit 'n vennootskap met die Heilige Gees. Ek hoop jy weet dit. Die Heilige Gees het van jou 'n vennoot gemaak, 'n partner. Dis wat die woordjie koinonia beteken. Partnership. Wanneer liefde werk, is 'n vennootskap met die Heilige Gees. En as min teksgedeeltes het ek nou hierdie laaste 2 weke ontdek wat dit so duidelik maak. Wanneer dit kom by ons verhoudinge, is daar 'n direkte verband tussen die werking en die vervulling met die Heilige Gees en die kwaliteit van ons verhoudinge. Direk. Efesiërs 5, dis waarna ons gaan kyk. Nou hierdie gaan nou voel soos 'n taalles. Want dit is. OK. So, geagte studente, die imperatief. Ja, ek het dit die laaste 2 weke geleer. OK. Jane, ek het dit nie geweet nie. Ek het dit nou geleer by iemand wat die taal goed ken en wat die geskiedenis goed ken, het ek nou hierdie geleer. In hierdie 4 sinne is daar 'n imperatief, die primêre opdrag word vervul deur die Gees. En dan is daar deelwoorde, participles.
Die Engels is beter, maar net met party goed. Want hulle ing mos daai woorde. Ons het nie 'n ing in Afrikaans nie. So hulle speaking, giving thanks, submitting. Dis deelwoorde, participles. So die hoofopdrag is, julle moet nou maak of julle studente is. Dis 'n taalles. Die hoofopdrag is, word deur die Gees vervul. Word vervul deur die Gees. Die deelwoorde wat sê, hoe doen ons dit? Is dit wat daarna kom. OK, het ons almal? Ja, die eerste diens het gesukkel hoor. So, hoe ons dit in Afrikaans sal vertaal, omdat ons nie ing het nie, dan vertaal ons terwyl julle word deur die Gees vervul, terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange, geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalms sing. En, so hier's weer 'n terwyl, né? Dis nou die volgende deelwoord, die volgende ing, so dis weer terwyl. Al staan terwyl nie daar nie, is dit weer terwyl. Almal reg? En God die Vader oor alles dank. Altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. So hier's die speaking and giving thanks. Nou ongelukkig in ons Bybels het die volgende sinnetjie se ing verdwyn. Maar dis ook 'n deelwoord. So daar moet nou eintlik ook staan en terwyl julle. OK? Almal reg? So word die Gees vervul, hoe? Ons laat die woord van Christus ryklik woon, ons sing, ons vertel, ons eer die Here, die woord. Dit vul ons, né? Ons gee die heeltyd dank aan die Vader deur Jesus. Dit vul ons, né? Jy het gesien hoe vol is iemand se lewe wat met dankbaarheid lewe en dit sê vir die Here. Nou hoe word ons nog deur die Gees vervul? Terwyl julle wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. So dis die derde participle. Submitting. Het julle die taal? Ons gaan nou oor die boodskap praat, maar almal het die taal. OK. Hoe word ons deur die Gees vervul? Speaking, giving thanks, submitting. Aan mekaar onderdanig. 'n Direkte verband tussen die vervulling met die Gees en hoe ek met ander mense werk. Hoor jy? OK, so dis waaroor ons vandag gaan gesels. Onthou, dis 'n inoefen saam met die Heilige Gees. Wat oefen ons in? Om aan mekaar onderdanig te wees uit respek, uit ontzag vir Christus. Vriende, hierdie is 'n sleutel in enige verhouding. In 'n huwelik, in 'n ouer-kind verhouding, in 'n besigheid, jou kollegas, in 'n kerk, in 'n gemeente, in enige verhouding, in jou vriendskappe. Miskien is jy in verhoudinge wat gestagneer het. Hierdie beginsel en om dit in te oefen, jy gaan sien hoe vul die Gees ook verhoudinge. Jou in jou verhoudinge. Natuurlik kan ons die Gees beperk ook, né? Ons kan. Die hartseer gaan wees omdat meeste van ons lewe bestaan in verhoudinge. Dan gaan ons die Gees beperk in die grootste deel van ons lewe. Maar as ons hierdie beginsel kan inoefen, gaan ons die Gees vervulling beleef in die grootste deel van ons lewe. Wees uit ontzag vir Christus aan mekaar onderdanig. Kan dit toepas in enige verhouding. En die beginpunt is nie uit respek vir jou nie.
of jy uit respek vir my nie. Die beginpunt, dis baie belangrik, is uit respek vir Christus. Uit respek vir Christus is ek aan jou onderdanig. Dis die hele Nuwe Testament vol, mense. Die hele Nuwe Testament. Paulus brei uit op hierdie uit respek vir Christus in Filippense 2. Maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van gees, een in denke. Wil Paulus sê ons moet dieselfde dink. Dis onmoontlik. Ek bedoel hier is klaar 300 opinies. Nee. Is dit wat hy bedoel? Nee, hier's wat hy bedoel met een in denke. Deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid. Die een die ander hoor te ag as homself. En dan gaan hy aan, en hier is wat uit respek vir Christus behels. Laat dan die gesindheid. Daar staan eintlik genuine letterlik die manier van dink. Laat dan die gesindheid, die manier van dink wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Nou ek het geleer, daai Grieks is eintlik 'n idioom. 'n Idioom wat letterlik beteken, jy gebruik iets vir jou eie voordeel. So die NIV vertaal dit verskriklik mooi. Die NIV vertaal, as hy praat oor Jesus, he did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Jesus het nie sy godheid gebruik vir sy eie voordeel nie. Wat het hy gedoen? Paulus skryf dit verder. Hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Wat is ontzag vir Christus? Ek sien wat Jesus kom doen het vir my. Hy het nie sy godheid gebruik om dinge van my te demand nie. Hy het nie sy godheid vir sy voordeel in my lewe gebruik nie. Hy het sy lewe vir my kom gee. Kan ons dit sê, vriende? Hy het ons kom dien. Hy het ons kom hoor ag as homself. Nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie. Is om minder aan jouself te dink. En meer aan ander. Dis nederigheid. Is dit nie presies wat Jesus kom doen het nie? Is dit nie ook wat hy oor en oor mense uitnooi om saam met hom te wees nie? Ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, het Jesus gesê. En die uitnodiging vir die vervulling deur die Heilige Gees. Gees woon klaar in ons. Ons is vennote, ons is sy vennote, die koinonia van die Gees. En hoe word ons nou deur die Gees vervul? Ag, ander hoor as jouself. Hoe kan ek jou dien? Uit respek vir Christus, uit dankbaarheid en respek en ontzag dat God mens geword het en my kom dien het. Hoe kan ek jou dien? Vriende, ek sê nou vir jou, in enige verhouding kan dit 'n sleutel wees tot 'n dieper koneksie met mense. En onthou daai Harvard-studie, né? 85 jaar lank bestudeer hulle met sekere mense, wat maak mense gelukkig? Die diepste koneksie tussen geluk in 'n mens se lewe en iets anders is waar mense diep koneksies het met ander mense, is hulle meer gelukkig, meer gesond,
Die Here wil nie iets van jou hê nie. Hy wil iets vir ons hê. En hy roep ons om deur die Gees vervul te word deur 'n ander ingesteldheid in ons verhoudinge. En mense, dis nou, ek het nou die taalles die 2 weke geleer, maar dis die hele Nuwe Testament vol. Romeine 12 is nogal vir my nice, want hy laat dit soos 'n kompetisie klink. Hy sê, gaan mekaar voor. Kyk of jy eerste kan wees. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Ja, Gresies. Die message parafraseer dit so. Hy sê, be good friends who love deeply, practice playing second fiddle. Nou ek kan nogal na klassieke musiek luister, dis vir my baie mooi, maar ek weet niks nie. So ek het vir ChatGPT gevra, wat is second fiddle? Hoe werk dit? So ChatGPT in Afrikaans. In 'n orkes is die tweede viool nie minder belangrik nie, maar doelbewus ondersteunend. Ingestel op harmonie eerder as aandag. Bereid om nie altyd die hoofmelodie te speel nie. Die eerste viool kry dikwels die aandag, maar sonder die tweede viool val die volheid van die klank weg. Is daar nie balans nie, verloor die musiek sy rykdom. Met ander woorde, grootheid lê nie daarin om eerste te wees nie, maar om die geheel mooier te maak. ChatGPT. Iemand het, ja, nee, klap vir chat, ja, Arne. Iemand het na die eerste diens gesê, ChatGPT moet 'n vrou wees. Weet jy of ek nou saamstem met daai stelling nie? Maar dit is vir my baie mooi hoe Eugene Peterson in die passage het stel. Practice playing second fiddle. Dis iets wat jy oefen. Dit kom nie van self nie, met ander woorde, né? Dit kom nie van self. Dis iets wat jy oefen. En as jy dit oefen, niemand kry mos nou iets as jy oefen dit die eerste keer reg nie. En as jy dit die eerste keer reg kry, is dit 'n vloek. Jy gaan nog steeds moet oefen daarna. Nee. Dis wat oefen is. Nou vriende, ek hoop jy hoor dit. Ek hoop jy glo dit. Dit begin by die opdrag, word deur die Gees vervul. Hierdie is nie 'n inoefening op my eie nie. Dis nie my eie wilskrag, my eie intellektuele krag, my eie emosionele krag nie. Hierdie is die Gees wat ons wil vul en bemagtig. En dis hoekom ons wil kies. Ons wil kies om hierdie gesindheid, hierdie ingesteldheid wat in Jesus is, in te oefen. En ek sê nou vir jou, in enige verhouding kan dit jou geweldig help. In 'n huwelik te vra, nie hoe kan ek wen nie? Hoe kan ek jou stem laat hoor? In 'n vriendskap, in 'n ouer kind, hoe kan ek jou stem uitlig, hoorbaar maak, voller maak, mooier maak? Ek hoor hoe praat mense van gees vervuld. Hulle het mos so 'n kategorie. Die persoon is 'n wedergebore, geesvervulde kind van die Here. Behalwe dat ek nie hou van daai kategorieë nie, want wat hulle baie keer dan sê is, met ander woorde, daai Christene is nie. Dis wat hulle baie keer sê, per implikasie. Behalwe dat ek nie hou van dit nie. Kan ek dit nou maar sê, baie mense wat so praat, nie almal nie, maar baie wat so praat. Wat is geesvervulling? Hier's geesvervulling. Hier's hoe dit lyk.
Ek ag ander hoër as myself. Hier's wat dit is. Ek oefen saam met die Heilige Gees 'n ander ingesteldheid. Want dis die ingesteldheid van God self, wat mens word en ons kom dien. Ek hoor praat baie mense van 'n Christelike huwelik of 'n Christelike skool of dis 'n Christelike besigheid. Nou kom ons kry dit ook reg. 'n Christelike huwelik is nie twee Christene wat met mekaar getroud is nie. 'n Christelike besigheid is nie 'n klomp Christene wat saamwerk nie. 'n Christelike kerk. Christelik kom van Christ-like af. Wanneer is 'n huwelik Christelik? Wanneer albei partye die gesindheid van Christus ingeoefen het. Hoe kan ek jou dien? Dis 'n Christelike huwelik. Dis 'n Christelike besigheid. Waar Christene saam tweede viool leer speel. Hoe kan ek jou dien? Dis 'n Christelike kerk. Dis 'n geesvervulde gemeente. En ons kan anders kies. Die Heilige Gees is 'n gentleman. Ons kan 'n ander pad kies. En jy gaan goed raak in dit. Ek kan baie goed raak. Ek kan 'n pad kies waar ek my sin probeer kry. Né? Ons kan dit kies. Ons kan dit inoefen. Jy kan 'n meestersinkreier word. Né? Maar wat gaan jy dan nie hê nie? Geesvervulling. Is die Heilige Gees aan weg? Nee, hy woon in jou. Hy woon in jou. Maar jy gaan nie uit sy krag uit kan lewe nie. As jy inoefen om jou sin te kry. Weet jy wat gaan jy hê? Jy gaan moeilikheid hê. Jakobus sê dit baie skokkend. Waar kom stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Waar kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Nou, vriende, ek dink eerlik nie, daar was 'n klomp aktiewe moordenaars in die gemeente nie. Ek dink nie dis wat dit was nie. Ek dink dis maar soos ons praat, né? Kinders sê, my ma gaan my doodmaak as hulle die punte sê. Né? Of ek sê, jy die ou het my dood gepraat. Jy bel nie die ambulansie. Dis ons praat mos nou maar so, maar kan ek gou jou uitnooi om te hoor? Ek dink Jakobus maak 'n massiewe belangrike punt hierso. Ek dink hy maak 'n verskriklike belangrike punt. Hoeveel verhoudinge is al vermoor omdat mense ingeoefen is om hulle eie sin te kry en nie ingeoefen is om tweede viool te speel nie. Hoeveel verhoudinge het al gestagneer? Hoeveel verhoudinge het al dood gegaan? Ek dink Jakobus is reg, maar ek dink dis iets waarmee ons sukkel om dit te erken. Nee, is nie dat ek my sin wil hê nie, ek verdien dit. Ek het gewerk hiervoor. Nou kry daai ou die bevordering. Ek verdien dit. So Jakobus sê, so jy kry nie wat jy verdien nie. En dis wat jy wil hê, jy wil net hê wat jy verdien. Sien wat ek nou doen, né? So jy kry nie wat jy wil hê nie. Ek dink ons sal met Jakobus stry, hoor. Nee, ek wil net die beste vir my kerk of vir my huwelik. Ek wil net die beste vir my kinders hê.
Okay, so jy kry nie nou wat die beste is vir jou kinders volgens jou nie. So jy kry nie wat jy wil hê nie. Ek sê wel uit, ons kan nie die pad kies. Ons kies dit baie. Ons lewe in 'n wêreld wat dit elke dag kies. Waar kom die oorlog onder julle vandaan? Ekskuus, dis toe nie Jakobus 5 nie. Een van die vennote in die eerste diens my reg gehelp, is Jakobus 4. Okay. So, ek weet nie of julle net kan tip ek sal op die skerm nie. 4. Ou vertaling, waar kom die oorlog onder julle? Is dit nie omdat julle dinge wil hê en dit nie kry nie? Krap 'n bietjie dieper. Jy kan natuurlik waag om op water te loop. Jy kan, want die Heilige Gees is in jou. Jy kan. Ek sal dit nie aanbeveel nie. Maar jy kan dit waag. As jy nou so kwaad is. Jy's nou 'n kind in die huis en jy's kwaad. Jy's kwaad vir jou man of jy's kwaad vir jou vrou. Jy's kwaad vir jou vennote by die besigheid. Jy's kwaad vir jou vriende. Jy's kwaad hier by die kerk. Jy kan dit waag om in daai hitte van die stryd te sê, ek is nou kwaad want ek kry nie wat ek wil hê nie. Jy kan dit waag. Ek weet nie wat dan gaan gebeur nie. It's uncharted territory. Want dis nie wat mense doen nie. Jy kan dit waag om dit te sê. Maar al sê jy dit nie, Jakobus sê nogal bely mekaar julle sonde en bid vir mekaar en julle sal gesond word. Maar al kan jy dit nie vir iemand sê nie, sê dit dan ten minste net vir jouself. Vat verantwoordelikheid. Ek is nou kwaad want ek kry nie wat ek wil hê nie. En vra die Heilige Gees, jy is sy vernoot. Vra hom om jou te help. To practice playing second fiddle. En die punt wat Paulus oor en oor, aan mekaar maak hy die punt, doen dit aan mekaar. Wederzijds. As jy wederzijds hierdie ingesteldheid inoefen, in 'n huwelik, dan is dit Christelik. In 'n vriendskap, dan is dit 'n Christelike vriendskap. In 'n kerk, dan is dit 'n Christelike kerk. As mense dit wederkerig inoefen, weet jy wat vind hulle? Hulle vind dat hier klanke uitkom wat groter is as ons. Hier is as twee partye inoefen om die gesindheid van Christus te hê, skep God harmonie. Ons wil 'n geesvervulde gemeente wees. Ons wil hê dat wat hier gebeur is groter as net die som totaal van ons mense wat hier is. Jesus sleutel. Jesus sleutel. Uit respek vir Christus, wees aan mekaar onderdanig. En jy kan dit toepas in enige verhouding. En as jy as jy met Christene in verhouding staan, onthou nou, dan praat ons in die eerste plek nie van verhouding nie. Ons praat van 'n verbintenis. Ons is aan mekaar verbind, whether you like it or not. Né? Jy kan jou vriende kies. Jy kan nie jou liggaam kies nie. Ons is die liggaam van Christus. Ons is verbind aan mekaar. So of ek jou ken of nie, hierdie is die ingesteldheid waartoe Jesus my roep. Uit respek vir hom, hoe kan ek jou dien? En vriende, daai basis kan enige verhouding help. Is dit wat jy wil kies? Want die Heilige Gees gaan ons nie forceer nie. Hy roep ons. Uit respek vir Christus.
wees aan mekaar onderdanig. Ek wil net met 'n punt land en hou hom dan maar daar in die agterkop. As ons praat van verbintenis, dan is dit eintlik 'n moderne woord vir verbond. Ons staan eintlik as gelowiges in 'n verbondsverhouding met mekaar. Hierdie verbond, die verbintenis tussen ons en God en ons en mekaar is geskep deur die offer van Jesus. Die feit dat ons aan mekaar behoort en aan die Here behoort, is omdat God sy lewe vir ons kom gee het. Vriende, dan kan jy mos net dink. Daar's nie 'n manier dat ons kan toelaat dat selfsugtigheid nou hier insypel nie, hè? Stem jy saam? Dan is dit soos pole wat mekaar afstoot. Dit waarvan ons nou deel is, moet eintlik daai tipe goed afstootlik vind. En mag die Here ons help. Mag hy jou help, my help, hy wil, ons is sy vennote, in ons elke dag se verhoudinge. En mag hy ons ook help in ons kampus. En in ons as 'n gemeente. En eintlik is ons nou net een gemeente in hierdie hele omgewing, die kerk van Jesus. Mag ons groei in die gesindheid van Christus. Uit respek vir hom. Hoe kan ek jou dien? Ons gaan vanoggend se boodskappe afsluit met 'n liedjie. Dis een van liedjies wat van ons musikante geskryf het in die Doxedo familie en